Vriende, goeienaand. Baie welkom, dankie Henny, baie welkom by ons week van gebed. Gewoonlik was week van gebed vroeër in die jaar, maar ons het besluit om dit 'n bietjie later te doen. Ons van die gemeentes wil dit selfs nog later doen in die jaar, maar ons reken min of meer het alles al in aanvang geneem, skole en dis meer, mense begin al lekker in 'n ritme in te kom. En daar ook in ons gemeente begin die bedieninge so elkeen op hulle weer lekker in die gang te kom. Nou, die week van gebed, hoekom doen ons dit? Hoekom ons sê by mekaar, wat is ons min? Ons verteenwoordig 'n klomp ander gelowiges wat ook saam bid. En van die wat ook later gaan kyk na die uitsending en ook saam bid, baie dankie ook daarvoor. Maar gelowiges reg vir die wêreld in God se kerk, bid saam. Vir die werksaamhede van die kerk, vir die werksaamhede van gemeentes. So ons begin dan nou hierdie week van gebed, elke jaar, in aansluiting met ons jaarthema. En ons jaarthema hierdie jaar is 'n mooi tema, dink ek nogal, dit is lekker kort en kragtig, ontvang om te gee. En in hierdie 4 aande wat ons by mekaar gaan wees, gaan ons dan nou juist daarop fokus. Elke aand hoor ons dit wat ons ontvang, wat ons ook kan gee. En vanaand begin ons dan met liefde. Daar's 'n prentjie vir elke aand, Pauline het vir ons so mooi by mekaar gesit en jy kan al jou afleidings maak. Môre aand by die kruis sal sekerlik fokus op die genade wat ons ontvang, om dit dan ook te gee, barmhartigheid, en dan natuurlik ook God se woord. Dit wat ons ontvang van die Here af, kan ons ook mondelik uitleef, gee, vir elkeen wat dit nodig het. Ons gaan so 'n paar liedere saam sing, en ons gebruik hierdie liedere, wat ek net die Kers ook vir ons aansteek as herinnering, dat Jesus hier is, oral is, en sy lig ook in en deur ons skyn, terwyl ons dan ook so by mekaar is 'n paar liedere saam sing, en gebruik ook die geleentheid, wanneer ons die liedere sing, om in die regte stemming te kom. Die liedere gaan oor aanbidding, gaan oor God, en
vers 2. Heilige Jesus, wat my lewe wil heilig. Hart en wil en rede, hoe heerlik is U heiligheid.
Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat alles nuut is wanneer U dit aanraak. Ook vir ons. Dankie vir elkeen wat vanaand hier by mekaar is, ook hulle wat later inluister. Here, dankie vir die geleentheid om saam oor die woord te kan nadink en saam te kan bid en sommer net saam te wees in U naam. Ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons oordeenking vanaand kom uit 1 Johannes hoofstuk 4. 1 Johannes hoofstuk 4 en ons gaan lees vanaf die 7de vers. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook nou die woord voor ons geopen kan hê. Dankie vir die voorreg. Ons wil vra dat U in hierdie tydjie wat ons by mekaar is, ons sal help om die bekende verse wat nie te hoor. Here, dat ons dit nie net sal oordink nie, maar dat dit ook vir ons sal sin maak en 'n deel van ons sal word. Dankie vir U Gees wat ook vir ons daarmee help. Dankie vir elkeen hier. Dankie vir gebede wat ons saam kan deel. Gebede, Here, wat ons ook weet wanneer hulle geuit word, ons gebede, dan ontvang U dit soos ons gister ook gehoor het, soos wanneer daar 'n wekoffer opgaan. En ons gebede verdwyn nie, dit is veilig in U hande. Dankie daarvoor, dankie dat U dit hoor. En Here, wil U ook vir ons help dat ons sensitief sal wees vir dit waarvoor ons bid. Lei U ook daarin vir ons. Ons vra dit nie met ons enigstens bedien nie, maar enkel en alleen uit U genade. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jy kan op die skerm volg of in die Bybels. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Die nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Tot sover ons skriflesing. Ek hou daar die eerste vers op die bord, want dit is ons fokusteks vanaand. Dit is my interessant hoeveel keer hierdie teksgedeelte al na my toe teruggekom het. Die eerste keer wat ek kan onthou toe hierdie teks 'n geweldige indruk op my gemaak het, was in my finale jaar op Vryskool. Ek kan nie onthou van die storie of vertel ek vir julle nie, as ek het gegee aan my ma, maar ek vrees ander wat dit dalk nog nie gehoor het nie. So 'n stukkie belydenis, getuienis, kan seker belydenis ook wees. Ek onthou toe ek nou redelik seker was van my roeping, dat ek predikant moet word, so min of meer in, wat is dan 'n graad 10. En soos wat ek nou nader gekom het aan matriek, toe kom ek nou, waarna toe gaan ek gaan studeer, sal ek nou Stellenbosch of Tikkies of Koffsies wees, toe en ek eerlik waar te sê nog nie geweet, daar's 'n teologiese fakulteit in Vrystaat. En ek
aansoeke om universiteit te gaan. En ek sal nooit vergeet nie, hierdie oom het vir my gesê, as jy gaan studeer, moet jy gaan waar jy liefde vind. En hy los dit net daar. Maar om een of ander rede het daardie sinnetjie vasgesteek. En ek het gewonder, bedoel hy nou, ek met my vrou ontmoet, is dit die liefde waarvan hy praat? Van watter liefde praat hy? Ek het hierdie afleiding gemaak, ek gaan nie oor my vrou wat ek moet ontmoet nie. Dit gaan oor God se liefde. En in elk geval so bly die sinnetjie in my gedagtes vassteek. Nou, ek gaan nou net die detail gee hoekom ek by Kopsies geland het, maar dit is nou 'n ander mooi storie op sy eie, maar ek geland het by Kopsies. Maar ek sal nooit vergeet, die eerste 3 jaar, nou daai tyd toen ons doen eers 'n BA met teologie. En in hierdie 3 jaar met die Grieks en Hebreëus doen. En dit was vir my baie moeilik. Die eerste keer verstaan ek hoekom hulle altyd sê, as jy iets nie verstaan nie, is dit Grieks. Maar in elk geval, in hierdie 3 jaar van worsteling met die tale, en ek voel al wat jy doen is jy leer, net om hierdie tale onder die knie te kry. En elke nou en dan kom hierdie oom se sinnetjie terug na my toe, en terwyl ek worstel en stoei, en ek op stadium regtig opstandig geword. Ek sê, Here, maar hierdie voel net my soos liefde. Ek is seker daai oom het 'n profetiese woord gehad, en dit voel nie vir my soos liefde. 3 jaar is verby, ons kweekskool toe, daarom weet ek gegaan, want ons is nou verby die tale, hoewel ons nog van het gebruik gemaak het, maar die intensiteit was minder. En toe ontmoet ek nou wel my vrou. En so kom ons in ons finale jaar, en nou moet ons proefpreek doen. Dis 'n spanningsvolle tyd gewees daardie, want dis nou wanneer jy voor die proffie van die professore moet preek en jou studente, jou klasmaat sit daar en hulle krit jou, lewer kritiek en weet, waar kon jy verbeter ensovoorts. Jy kry nog 'n punt op daarvoor. Maar wat vir my 'n groter probleem was, as net die gedagte van om voor hierdie studente en die professore te preek was, maar waaroor preek? En ek het gestoei en gebid en nogmaals gestoei. En toe een oggend toe een van ons professore in die klas, doen hy opening en hy lees uit 1 Johannes 4 oor die liefde. En terwyl hy dit lees, toe kom daai oom se sinnetjie terug. En gaan waar jy liefde vind. Terwyl ek daai sinnetjie weer my gedagtes hoor, lees ons proffie 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En dit tref my tussen die ore. Tussen die ore. In my hart in. En op die einde van my studies word daardie oom se profetiese woorde vir my 'n realiteit en ek besef ek wat hy bedoel het. Toe hy gesê het, gaan waar jy liefde vind. Dit kan enige plek wees. Dit kon my Stellenbosch gewees het, dit kon my Tikkies gewees het, dit kon oorsee gewees het. Want die liefde waarvan hy gepraat het, was nie liefde wat van mense afgekom het in die eerste plek nie, maar dit is God se liefde. En as jy nie God se liefde gevind het, dan kom die volgende vers, amper soos 'n dolksteek. Dan ken jy nog nie vir God. Voor ek by my tweede vers kom, net weer vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Dit is 'n imperatief, die moet. Dit is 'n bevel. En Johannes praat hier met gelowiges, praat met ons. Ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus Christus, moet mekaar lief hê. Hoekom? Want liefde kom van God. En as jy nou gaan verder lees, tot by die einde van hoofstuk 4, en jy gaan kyk hoeveel keer kom die woordjie liefde voor.
omtrent in elke liewe sin. Maar nog meer is dit, gaan kyk, watter vorm van liefde kom daar voor. En onthou ons, ek het al vir julle genoem, daar's 3 liefdesvorme wat vir ons beskryf word in die Nuwe Testament. Daar's die filio liefde, dit is soos 'n broederlike liefde, susterlike liefde, dis hier gewoon 'n vriendskapsliefde tussen mense, tussen vriende, tussen familie. Dan kry jy ook die erosliefde wat soos 'n gevoelsliefde is. Dis daai verliefde gevoel, so fladdering in jou maag. Dis nie baie daarvan nie. Maar die liefde wat oorweldigend is in die Nuwe Testament en in elk geval in die verse wat ek vir u gelees het vanaand op by vers 10. Elke liewe woordjie liefde is die agape liefde. En dit is hierdie agape liefde wat Johannes sê, ons meer beveel dat ons mekaar meer moet lief hê. Wat is die agape liefde? Agape liefde is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n daad. Dit is 'n volksbesluit. Dit is 'n liefde wat nie gaan oor die eie ek nie. Dit is 'n liefde wat opoffer. Dit is 'n liefde wat wegkyk van diself af. Maar belangrik, dit is 'n liefde wat wegkyk van diself af. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Aan die ander woorde, die liefde wat ons vir mekaar het, is 'n liefde wat gefokus is op jou medebroer en suster in Christus in die eerste plek. Nee, nie in die eerste plek, nie in die tweede plek. In die eerste plek is wat ons ook leer in die gebooie van die Here uit, né? Ons moet God lief hê met ons hele hart, ons krag, met al ons verstand, ons hele wese. En die tweede wat daarmee gelyk staan is ons naaste soos onsself. Liefdes, ons moet mekaar lief hê, want, en hier kom ons nou by, gee wat jy ontvang het, of ontvang om te gee. Want liefde kom van God. Agape kom van God. Van geen ander plek af nie. Hy is die bron van agape. Hy is liefde. En omdat hy liefde is, en in ons woon, moet ons mekaar lief hê. Dan sê Johannes 'n aangrypende ding. As ek lief het, as ek agape in my het, dan ken ek vir God. En die teenoorgestelde daarvan is ook waar. As ek nie lief het nie, as ek nie agape nie, het ek geen kennis van God nie. Geweldige woorde, dat ek geen kennis van God nie. Nou is die vraag, waar begin my kennis van God? Of wat behels my kennis van God in die eerste plek? Johannes pak dit sin vir sin mooi vir ons uit. En hy sê vir ons kennis oor God, van God, wie God is, begin met die wete oor wat hy gedoen het. Wat het hy gedoen? Vers 10, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons van God het nie, maar die liefde wat aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God ons liefhet. Dis vers 11, sê staan nie op die bord nie. Vers 11 sê, geliefdes, as dit is hoe God ons sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Dit is die evangelie. En dit is hierdie evangelie oor die liefde ek en jy uit genade uit ontvang het. Dit gaan ons môre aan verder oor.
sê dit vir ons duidelik. Hierin is God se liefde, vers 9, vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Ons kan ons nie dit vir onsself bring. Ons kan ons nie hierdie lewe wat God geskenk het, hierdie liefde, ons kan ons nie vir onsself bring. Anders is ons nie kerk nie. So kom ons word stil. Kom ons gebruik hierdie tydjie wat ons by mekaar is om oor die liefde te dink, die agape. Gee geleentheid vir stil gebed. En ek wil hê jy moet besef, en ek moet besef, hoe lief die Here vir ons het. Maar dat ons ook mooi sal dink oor, wat doen ons met hierdie liefde? Hoe wil die Here hê, moet ek en jy hierdie liefde leef? Uitstraal, want vriende, dis nie iets wat ons uit ons eie uit kan doen nie. Ons is nie daartoe in staat nie. Ons kan nie in die eie krag doen wat God gedoen het nie. Maar hy het vir ons geskep. Hy weet ons sukkel, maar hy het vir ons geskep. Hy het vir ons gegee. Daarom moet ons vertrou deur sy Gees dat hy vir ons sal help om dit ook verder uit te leef. Kom ons word stil. En nie maar iemand is wat hardop wil bid, is baie welkom. Heer, baie dank dat ons die naam van prys en loof sonder om ander negatieve dinge aan te dink. Hierdie liefde wat van U afkom, die hoofdoel sal voer in ons lewe, al ons dade en ons gedagtes en ons woorde, dat dit sal spreek van U liefde. Dankie U, Heer, dat ons dit onder mekaar kan sien, ons op kinders is, ons, as ons na mekaar nie oorkyk, ons daar broederlike en susterlike liefde, dat ons van U af te kry, dat ons dit kan sien. Dankie U, Heer, dat ons op die sprankies kan sien van U liefde wat in ons harte geplant. Staat die ander tyd, waar sonder ons nie werk kan lewe nie, Heer. Ons bid dat U daardie liefde in ons lewe so sal duidelik maak, dat mense die liefde sal sien, nie vir ons nie, maar die liefde wat ons onder mekaar het, sodat hulle na U toe betrek kan word. Here, dit is waarvoor U ons hier geplaas het om U liefde te versprei, om U liefde bekend te maak in die wêreld. Heer, wil U kinders sien. Laat U koninkryk kom, Heer. Laat U koninkryk kom, net soos die hemel op die aarde, dat almal die knie voor U sal buig. Baie dankie dat die liefde van U afkom. Dankie, Heer, dat U ons kan stil maak, en dat ons gerus kan wees, en dat ons huise kan gaan, en U weet dat U aan die bestuur van sake is. Here, seën ons almal, seën ons dorp, Heer, seën ons land, Heer, seën ons mense, en seën almal wat U gemaak het, wat U baie graag by U wil hê as die kinders. Die liefde kom van God, dit is sy ware liefde.
U koninkryk kom. Laat U wil geskied op aarde, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dat mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees elkeen van die wees en bly.